kan is jy baie versigtig, trap jy in die bo. Ek sal nie wees daar aan die agterkant die voorskuif hou. Toe lê daar mee hier. Hier na my kant toe kom. So 'n bietjie. So. Jy kan gerus 'n bietjie nader staan net sommer so om die Vriende, as ons hier om die graf vanoggend is van Tannie Ilona. Nou is dit sommer, kan ek maar sommer 'n persoonlike woordjie op sê. Dis vir my 'n voorreg om vanoggend dit hier waar te neem en ook die diens in die kerk. As 'n ou besef, dis al 14 jaar terug wat ons hier weg is en nou herken en dan nou herken 'n ou nie. Sharon, ek het herken. En Marius het ek nou amper nie herken nie. Maar waar Marius Stopberg nou Marius. So dis goed ook om hier oom Jurg, baie dankie dat ek en Elmarie deel kan wees. Vanoggend hier soos wat ons so deel van mekaar se lewens was toe ons langs mekaar gebly het. So en Piet vir jou en Maxie en Jurg, waar is Jurg langs jou wat gekom het. Ons dink aan Pieter daar aan die ander kant wat nie kon kom nie, julle vrouens en kleinkinders die so en dan John, Edrida, elkeen wat op watter manier al betrokke is hier by Tannie Ilona. Ons sou nie hier in die koue gestaan het as ons hier wou wees om 'n laaste eer aan haar te kom bring. So ons gaan nie lank hier besig wees nie, ons weet dis koud, maar gebruik ook die koue as 'n teken van God se teenwoordigheid, God die skepper. En ons kan nie sê, maar okay, dis koud, ons wil nou vinnig, want God het ook vir Tannie Ilona geskep, goed geskep, 'n gesin, 'n huwelik, 'n familie, en dis ook goed dat ons op hierdie manier dan laaste eer bring aan haar. Vriende, so ek kan nou vir u die formulier formeel aflees, maar ek dink jy het my oor die jare leer ken as iemand wat nie graag formeel, ek wil graag praat. Ek wil graag uit my hart uit praat. Hier staan wel, wanneer ons vandag om 'n graf staan, dan kan dit wees dat die felheid van die dood, die nabyheid van die dood, kan Piet, John, vir 'n seun van 'n ma, oom Jurg, vir dit kan dreig nou dat dit te naby raak. Dis nou te naby. Dis so naby dat ons nou aan hierdie kus kan raak. En as hy net nou gaan sak, is dit te finaal. Dat hy sak wanneer ons die geloofsbelijdenis doen, en die was al baie begrafnisse, en elke keer het ek hierdie dualisme in my van, daar gaan dit, aards gesproke. Maar dank Vader, dat daar gaan die liggaam aards gesproke, of dit nou veras is, of dit nou begrafnis is, die nabyheid van die dood, is vir ons so, dat dit 'n angel kan inhou. Dat dit 'n hartseer kan inhou, dat dit 'n treur kan inhou. Nou sê die Bybel, ja, ons treur. Nou hoor mooi. Nie soos mense sonder hoop nie. Want ons hoop is in Christus Jesus wat die opgestane Here is. En daarom weet ons, hierdie teenstrydigheid van 'n liggaam aard gesproke, klaar. Was nie klaar nie. Dis die begin. So ons staan nie, hoor mooi vriende,
Ons staan nie vandag vir Tannie Ilona Human af in die dood nie. Ons staan daar af in die ewige lewe. In die ewige lewe. En daarom, Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Sal lewe, al is ons ongelowige mense daar buite, het nie 'n klou wat ons nou hier besig is om te sê. Want, hoe gaan sy lewe hier? Is julle dan nou besig om haar te bære? Sy is dood. Sy is liggaamlik, sy is liggaamlik verlos. Kan ons dit maar sê? Probeer het vir my gesê, ons maar die grappies ook deel, probeer het vir my gesê, hy het nie baie betrokke gewees by die grootmaak van sy kinders, maar hy was betrokke by die kind, toe sy haar moes versorg, toe sy 'n groot mens was. Oom dis raak gesien, dat oom haar ook versorg het, voordat hierdie gebeur. Maar dan weet ons as gelowiges mos, die Here sê, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak, toe hy weggegaan het, hy plek gaan gereed maak, en gesê, ek gaan, maar ek sal terugkom, om julle na my toe te vat. Wie? Die wat in my geglo. En ons het haar goed genoeg geken, en ek het genoeg met haar daaroor gepraat, dat ek weet, sy het nie net geweet van die Here nie. Sy was nie net 'n kerkmens nie. Die Here was haar verlosser en haar saligmaker. En sy die laaste tyd, die laaste keer toe ek in Elmaria gesien het, ons nie meer herken nie. Kon nie meer regtig praat, maar was nie nodig nie. Want ons het geweet wat ons weet. En as ons vanoggend dit hier met mekaar deel, dan sê ons verstaan baie keer nie. Maar as ons die geloofsbril opsit, dan sien ons en dan verstaan ons wat die Here wil hê, wat ons moet sien. Dat dit wat nou nogal gebeur, vir ons goeie ou die begrafenisondernemers sê, ek kies my job voor ek julle sit nou sien, dat julle sit vir 'n lekker job. As hy nou die knop gedruk en hierdie kus gaan ervaar iets van afskeid. Maar ervaar iets van aardse afskeid. Want gelowiges weet, nie hoop of raai nie, weet, dat dis net 'n oorgang. Dis net 'n oorgang na die ewige heerlikheid. En daarom wil ek graag 'n gebed doen, dat ons afhanklikheid van die Here erken vir 'n situasie soos hierdie. En 'n deel van die gebed gaan die geloofsbelijdenis wees wat jy baie goed ken. En as die geloofsbelijdenis die deel van die gebed is, sal jy sien die sak. Ervaar wat jy dan sê in die geloofsbelijdenis. Nee, Lorrie het verkeerd gesê. Ervaar wat jy dan bely in die geloofsbelijdenis. Want dit is nie 'n opsê. Dis nie sommer net 'n ding wat ons elke Sondag opsê en nou kom sê ons dit op hier by die graf. Dis 'n belydenis as ons sê ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus en ek glo in die Heilige Gees wat ons sal lei op moeilike paaie. So kom ons bid ons. Sê Hemelse Vader, dankie dat ons U so mag aanbid as Hemelse Vader. Maar dankie dat ons U ook kan aanbid as deel van die enige God, as Jesus Christus die opgestaan het. Dat ons U kan aanbid as die Heilige Gees, die een wie Johannes 16 vir ons leer, wat ons wil lei in die waarheid. En die waarheid is vanoggend waaragtig. Hierdie is nie die einde nie. Hierdie is aards gesproke die einde, maar dis slegs die oorgang. Maar troos vir ons wat aards gesproke gaan verlaat. Ons wat aards gesproke 'n leë plekkie gaan hê. Sy het in so baie mense se lewens het sy 'n invloed gehad, soos ook in myne. Baie dankie daarvoor. Maar ons besef, nou is dit verby. Ons is mos nie dom nie. Ons het ons gedagtes, ons kan ons onthou. Heer, dat ons sal onthou wie sy was. Maar dat ons in die eerste plek sal onthou wie sy was in U. Want dis ons hoop. En dis ons troos. Nie Ilona Human, maar wie sy was in Jesus Christus, haar Here en Verlosser. En gee dat dit vandag vir oom Jeug die troos sal wees. Vir twee seuns, Piet,
John, die troos sal wees. Ons skoondogters, kleinseuns, familie, vriende ons wat as geloofsgenote hier staan, troos ons. Soos wat u weet wat ons het. En daarom kan ons nie anders as om net saam in ons harte te bely. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Ja, hy het gelei onder Pontius Pilatus, hy is gekruisig, hy het gesterf, hy is begrawe, hy is na helse omstandighede gekom op die aarde ter wille van ons. Ons bely dat ons het aanvaar, dit was ook vir ons. Maar ons weet, hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood. Opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, ons, en die wat reeds gesterf het, aan die Heilige wat ons vooruitgegaan. Here, dankie dat ons weet, ons kan glo in u o Gees wat ons het. Daarom glo ons nie net in die Heilige Gees nie, maar ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, wat onder leiding van die Gees wil funksioneer as gemeenskap van heiliges. Ons glo in die vergifnis van ons sondes. Daarom is hierdie vir ons, ja, ons moet leer. Maar dis nie 'n hartseer, daar is hy nou, verlore weg, God, nee. Ons glo in die vergifnis van sondes openbaar, en dat sy 'n nuwe mens in u is. Ons glo in die opstanding van die dood, en dit openbaar. Ons glo in die ewige lewe. Here, dit net vir ons woorde sal wees, maar dat dit sal wees wat ons dra hierdie belydenis van God, die enige Vader, se Heilige Gees, ook in die dae wat kom. Ook as ons moet terug gaan Australië toe, as ons moet terug gaan na ons huis alleen, of as ons moet vra oor waar is sy, gee dat die vraag sal wees, sy is by u, omdat sy gelewe het in u, en daarom ook gesterwe het in u. En daarom is hierdie net die woord. Maak dit vir ons so duidelik, deur die Gees as troos en as bemoediging. Amen. Ek gaan die assistente vra om die masjien te verwyder. Daarna is daar geleentheid vir 'n laaste eerbetoon. Ons vra dat die naaste familie eers nader staan vir die geleentheid.
kan begin, vriende. Versigtig so om die graf asseblief. Wat hom saam doen. Kans gekry. Is daar nog iemand wat neem vrymoedigheid asseblief as u wil nader staan? Vriende, goeiemôre. Goeiemôre. Ons groet mekaar hier vanoggend, alhoewel John het gewonder waar jy is. Gewonder moet ek begin voor jy kom. Okay, kom ons gee net 'n kans. Goed, kom ons probeer weer. Goeiemôre. Welkom vanoggend hier, die van u wat ons nog nie by die graf gesien het nie.
En as ons mekaar verwelkom, Piet, John, dan is dit mos nou eintlik 'n ding wat ons nie moet doen, wat ons wil nie wees nie. Maar en ons verwelkom mekaar vanoggend, hoor mooi wat ek nou gaan sê, in die teenwoordigheid van die lewende God. Want dit is waar ons moet wees, in 'n tyd soos hierdie. Ek het nie 'n ander boodskap nie, ek het nie 'n ander plek nie na dit te vat as sommer net in God se teenwoordigheid vir 'n troos. En dankie tog dat julle nou nie vir Lori laat kom met hom troos te bring. Dankie dat julle vertrou het dat Lori gaan die boeke gebruik om die troos te bring. So ek is nou 14 jaar hier weg, maar kan ek maar julle geruststel, ek gebruik nog steeds die boek. En ons sal hom nog steeds bly gebruik, en ek hoop die ander leraars, my kollega wat nou hier is bietjie by die see, en ek verstaan, hy gebruik ook die boek. Want, ek weet almal van julle wat ons hier sien, liewe vriende, ons het nie vandag 'n ander plek om heen te gaan. Grafnis moes nou 'n snaakse ding. Niemand wil nie wees nie, maar ons is nou. En daarom, kom ons maak dit ook 'n mooi geleentheid om te sê, dit was vir ons goed om ook hier te wees. Dit was vir ons goed om uit Australië uit te kom. En waar die in Australië onderuit gekom het. Dit was vir ons goed dat ons hier kon wees om 'n laaste keer. Dis niks van ouma oor. Ons het memories oor en ons is hier om dit te kan saam met mekaar deel. Piet, jy het net gevra, jy wil iewers by die bedankings sê, of by die bedankings, okay, so. Vriende, kom ek gee 'n oomblik net van stilte. Dat ons net ons gedagtes so 'n bietjie agter mekaar kry. Want ons kom nou van die werk af, of ons kom van die graf af, of ons kom hier, maar nou moet kom ons gee net 'n oomblik stilte, dat ons vir die Here, elkeen by sy eie, kan sê, hoekom is ek hier? Ja, ons is hier vir Oom Jurg, ons is jarelange vriende, ons is hier vir John, ons is deel van die besigheid, ons is hier vir Piet hulle lanklaas gesien, en hoekom is ons hier? Kom ons buig die hoofde en sê vir die Here, hoekom ons hier is, en dat ons hier, vir hierdie omstandighede, sy troos wil hê. Sy troos wil hê. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons hier vanoggend so kan aanbid as ons Hemelse Vader. As die een wat nie net daar ver in die hemel is, 'n Hemelse Vader nie, maar wat in Christus Jesus aarde toe gekom het. Maar nou sit ons met die probleem, hy het die Seun Jesus Christus aarde toe gestuur, maar toe het hy hom weer teruggevat. En met die hemelvaart is hy weer in die hemel opgeneem, en hy sê daarom vir ons, hy gaan weer kom. Maar wat nou van ons wat agterbly? Ons dank U dat U, o Heilige Gees, uitgestort is op Pinksterdag, om vir ons in die waarheid te lei, hier op die aarde, terwyl ons wag vir U tweede koms. Baie dankie daarvoor dat ons nie alleen is nie. Dat ons nie in die blydskap, die opgewonde, die lagtye alleen is nie. Ons kan dit met mekaar deel, maar ons kan dit met U deel en dankbaar wees. Maar ons is ook in die swaar en die hartseer tyd, die afskeidtye. Is ons in die teenwoordigheid en weet ons U is daar. Wil U dan nou in hierdie tyd vir ons dit, en ongelowiges van buite gaan nie dit verstaan as ons nou dit bid, maar wil U dit vir ons 'n opgewonde tyd maak ook hierdie? Want vir gelowiges is dit 'n opgewonde tyd. Ja, dis 'n swaar tyd van iemand wat aards gesproke weg is. Maar dis 'n opgewonde tyd as ons kan weet, daai iemand het die Here geken in haar aardse lewe. Ons weet dit, sy het dit getuig. En daarom is hierdie net 'n oorgang. Net 'n oorgang na die ewige heerlikheid. Dankie dat ons dit as blydskap kan ervaar vandag. Gee dat ons dit ook so in ons lewens sal van toepassing maak, dat wanneer ons beurt kom, dit ook net 'n oorgang sal wees, dit ook 'n blye tyd sal wees, alhoewel daar trane en hartseer is. Here, want ons kyk hierdie dinge nie net met 'n aardse bril, ons kyk dit met 'n geestelike hemelse bril,
wat U vir ons opsit deur U Gees. Doen dit dan nou deur U woord en U Gees ook in hierdie oggend asseblief. Amen. Vriende, jy het op die programmetjies het U 2 liedere gekry en dit gaan ook op die bord wees. Die eerste een wat ons gaan sing, Betsy, dankie vir jou begeleiding ook daar. O Heer my God, ek sien daar's 4 versies afgedruk. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, as ek al U werke elke dag aanskou, die son en die maan, die aarde, dan weet ek, dan moet ek juig, my redder en my God. Kom ons staan en ons sing hierdie verse soos wat dit vir ons aanbeveel.
Vriende, ek wil graag huldeblyk uit die programmetjie en ook 'n paar bedankings doen. Ek doen dit op hierdie oomblik van die diens, sodat ons net nou rustig met die boodskap en met 'n laaste slotsang en met 'n seënbede kan afsluit. So ek gaan namens die familie die bedankings doen, maar Piet het vir my gevra, hy wil net voor ek dit doen 'n woord sê. Piet, so hier is 'n mikrofoon vir jou reg gekry, en dan gaan ek namens die familie 'n paar woorde sê. Dankie, Piet. Lori, dit is vir ons 'n groot voorreg dat jy vandag hier is en vir ouma kom begrawe het. Ons as familie ag dit 'n groot eer dat jy vir ons afgekom het en vir ons hierdie groot werk kon doen het. En wat jy vir die Here doen. Ons al in die verlede aangeraak en vandag weer. Ons waardeer. Baie dankie. Baie dankie Piet, as 'n ou nou sulke woorde hoor, en as mense besef wat 'n ou te goed ken, toe oom Jurg my bel, en vra of ek die begrafnis of ek hierdie sal, toe sê hy, ek weet jy wil nie, ek weet jy gaan nie kans sien, ek weet jy gaan hartseer wees, so goed ken hy my. So as ons dan nou maar dit is vir my ook 'n voorreg om ver oggend en vir Elmarie saam met my, en hier waar ons 14 jaar hoe lank gedien het, en ek sien sommer van Eureka se mense ook, wat ons vorige gemeente was, voor ons hier was, so dis lekker om ver oggend met u saam te wees. Maar ek hou graag namens die familie 'n paar bedankings aan u voor, soos wat hulle dit vir my gegee het, gaan ek dit lees. Aan ons Hemelse Vader, baie dankie vir Ilona se lewe, vir die jare saam met haar, vir liefde, 'n voorbeeld, herinneringe wat sy agterlaat. En nou kan jy dit maar gaan volmaak met u gedagtes, met hierdie woorde, haar liefde, haar voorbeeld, haar herinneringe. Waaraan dink u? Wat onthou u? Ons hoor die dank van die familie af teenoor die Hemelse Vader vir haar lewe. Aan pa, oom Jurg, dis nou jy baie dankie. Sê oom Jurg het op 'n kol toe ons so 'n keer of wat gepraat het nou na die tannie se afsterwe, wat hy gesê, ek was nou nie so baie betrokke by my kinders se grootmaakie, maar toe hierdie baba van my nou as my vrou versorging nodig gehad het ek geleer hoe om dit te gee. Oom, daai twee seuns en jou skoondogters en jou familie en jou kleinkinders waardeer dit. Hier staan dit. Pa, baie dankie vir alles wat pa met soveel liefde en geduld en omgee vir ma gedoen het. Ek dink, John, het jy hierdie geskryf? Dis nou woorde op papier, maar oom Jurg, hoor hulle harte. Hoor hulle harte dat hulle verskriklik dankie sê en dit word waardeer en sal altyd onthou word. John en Rita, Piet sê vir my, hoe sê 'n ou vir julle dankie, terwyl hulle so ver gesit het en julle hier 'n klomp dinge. So hoor ook Boetie in skoonse se harte en daar by jou, hulle kinders se harte, daar by jou. Hier staan nou, John, het baie dankie vir alles wat julle vir pa en ma gedoen het, maar is veel meer as net hierdie woorde. Julle was vir haar kosbaar en elkeen van julle bly vir haar 'n nalatenskap in gedagtes. So, Piet, jy het nou gesê ek moet 'n bietjie iets meer sê. Ek dink ek het nou klaar gesê wat julle moet hoor. Baie, baie dankie van die kant af, van almal se kant af ook vir wat julle gedoen het terwyl hulle baie ver was. Kleinkinders, agterkleinkinders, dankie vir liefde, dankie vir omgee, herinneringe, vreugde wat julle in ouma se lewe gebring het. Julle was vir haar kosbaar en elkeen bly deel van haar nalatenskap. Ek het nou nie gevra nie, Janie, maar as julle besig om die ding ook Australië toe uit te stuur, so hulle hoor, en ons sê vir hulle ook, baie dankie vir alles wat hulle in ouma se lewe gedoen het, al is hulle vandag dan nou nie hier. Versorgers, Hazel en Esme, spesifiek se name word hier genoem. Baie dankie vir die gesorg, geduld en omgee. Ek hou nie af van met iemand te praat, hulle is dalk hier en ek weet nie. Wie is Hazel en Esme hier? Is dit die versorgers by Bergpraat? Is Esme hier? So vir hulle baie dankie. Versorg, en hoor hierdie woordjie geduld en omgee. Dis waarvoor hulle bedank word ook. Ek en dan, waar het Magdalena gaan sit? O, hier's. Nou, Magdalena, wil sê, baie dankie vir wat jy vir Miss Ilona gedoen het.
oor al die jaar, ek weet dit, want ek het hier langs julle gebly, ek gaan net nou iets daaroor ook sê. So Magdalena, jou naam word hier uitgesonder, baie dankie vir alles wat jy gedoen het, al die hulp, al die ondersteuning. Nou maar vir jou. Moenie ophou nie. Moenie ophou om dit vir hom te gee, as hy dan alleen daar is. So baie dankie, dat ons ook op hierdie manier, ons mense wat in ons huise, ons helpers is, op hierdie manier so verskriklik baie dankie kan sê. Dis nie net helpers, dit word deel van die familie, en so is Magdalena regtig, baie dankie vir jou. Piet, Maxie, Jurgie, almal van ver, baie dankie dat julle gekom het. Ek weet, Jurg, jy sou eers aanvanklik alleen kom, en toe sê Pama, okay, hy kom saam, en toe sê Mama, ek bly nie agter nie. Want ons wil tog ietsie kom beleef, en dit beteken nou nie die ander wat nie gekom het, beleef nie iets nie. Ons groet hulle daar in Australië ook, want ons is met die tegnologie aan mekaar verbind. Maar baie dankie vir wat julle van ver af gedoen het, vir wat julle nog steeds ook gaan doen vir Pa. Moet asseblief nie my buurman vergeet nie. Moenie nou omdat Ma weg is. So, dankie vir julle. Baie dankie aan almal vir oproepe, boodskappe, gebede, ondersteuning gedurende hierdie tyd. Elke boodskap en elke gebaar van omgee word opreg waardeer. Dis nou elkeen hier van u. Baie dankie aan Martens en Leonie Roos vir die blomme. Dankie aan Johan Herbs vir die voorbereiding van die kerk en die saal. Ek nooi u sommer nou reeds dat as ons verrigtinge hier klaar is, beweeg ons net oor na die saal toe. So dit gaan nou oor die koster, dit gaan oor die klankmanne, Bessie, dit gaan oor jou die orgelis, dit gaan oor almal wat hier reëlings getref het. Baie dankie ook vir hulle. Ons waardeer elkeen se liefde, ondersteuning en teenwoordigheid regtig opreg. En nou is dit dalk so dat jou naam nou nie genoem is nie. Wat van my? Baie dankie vir elke een. Al is jou naam oorgeslaan. Elke een wat op 'n manier betrokke was by hierdie mense ook in hierdie seertyd. Goed vriende, kom ons blaai in die woord van die Here as ons nou met die formele klaar is. Na 2 Korintiërs hoofstuk 4 en 2 Korintiërs hoofstuk 5. Net om vir julle so vinnig te sê voor ek lees, ek sê gewoonlik by begrafnisse vir die families, ek sal 'n gedeelte gaan voorberei, en daar sal troos van die Here wees uit sy woord, want sy woord is ons nou ryk aan troos, maar is daar iets wat dalk vir die oorledene besonders was? As daar 'n teks is, daar 'n gedeelte, en ek het dieselfde met hom Jurg gedoen, en ek sê hom Jurg, ek sal 'n gedeelte gaan soek as oom so vra, maar is daar iets? En toe sê hom Jurg, laat ek 'n rukkie dink, ek bel jou terug. En toe bel hom Jurg terug, toe sê hy, ek het in Tannie Ilona se Bybel 'n gedeelte gekry waarby daar staan, hierdie moet tydens my begrafnis die boodskap wees. En dit is 2 Korintiërs 4, is ek reg om hier? Dit is wat in haar Bybel staan, 2 Korintiërs 4, ek lees vanaf vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe, hoor hoe realisties, ons swaar kry, ons gaan swaar kry, maar dit is maar gering en dit gaan verby. Dit loop egter vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Hoor u, ons swaar kry is daar, maar dit is gering en dit gaan verby, maar dit loop uit op 'n ewigheid wat alles verreweg oortref. Ons oog is dus nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik. Maar die onsigbare is ewig. En dan gaan hy oor na hoofstuk 5. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly vir ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, hier sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van hierdie aardse wil afstand doen nie. Ons wil die hemelse maar net bo hierdie aardse aantrek, sodat dit wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy, vers 5, 2 Korintiërs 5, wat ons vir hierdie oorgang voorberei, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee.
Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Ons is volmoed en ons sou liewer ons verblyf in die liggaam wou verlaat om met die Here te wees. Maar of ons nou hier woon of daar, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy wil. Yes, dit is mooi, nee. Of ons hier woon of daar, ons het een wens. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy volgens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Vriende, soos ek sê, is vir my en Elmarie 'n voorreg om vanoggend weer hier te wees, waar ons lank gebly en lank gewerk het. Ek was hier vir Eugenie Erasmus se begrafnis, oom Daan Slabbert se begrafnis, Leni Melan se begrafnis. Ons was al 'n paar keer weer hier terug en nou ongelukkig ook vir ons geliefde buurvrou, Tannie Ilona Iman. Ek en Elmarie praat op die pad hiernatoe, dat ons jongste, die van u wat haar onthou, Elzaan, sy is nou al 'n getroude vrou, hoe sy dikwels hier uit ons huis uit, nou oom Jurgel se huis gegaan, want dan is ek besig in die aande, en Elmarie moes iets, en dan het sy daar gaan bly, Magdalena, en dan het jy na haar gekyk, en sy het by oupa Jurg en ouma Ilona, sorry dat sy hulle gesteel het by julle vir oupa en ouma, maar dan het sy ook daar by hulle gaan bly. Wat ek nog onthou, oom Jurg, dat ons het by mekaar gekom en sê hy vir my, maak jy die vuur, want ek sê lus vir braai nie, en hou nie van braai nie, en ek hou van braai, dan braai ons, en dan braai ons. En dan kuier ons saam. En ek wil volgens sommer net sê, ons is nog steeds dieselfde mense, is net so dalk 'n bietjie 'n paar grys hare bygekry, en ons is nog steeds mekaar se mense, so lekker om almal van u te sien. Maar ek wil vir u iets vertel, en hoekom ek sê ons is nog steeds dieselfde gewone mense, ek en Elmarie, is omdat ek nou nie my slim wil hou nie, maar ek wil vir u iets vertel om te kyk, of dit wat ek vertel nie dalk vir ons kan troos bring. En ek wil u vertel van 'n Japaneese kunsvorm, wat ons noem kintsugi. Nou daar dalk van die vrouens wat dit ken. Kintsugi is 'n Japaneese vorm, dis daai woord wat jy op die bord nou sien is die Japanees vir goue laswerk. Kintsugi beteken goue laswerk. En dan vertel hulle die verhaal van 'n Japaneese leier. Ek gaan nie eens probeer om dit uit te spreek nie, maar dit was hy, Yoshimasa. Hy het 'n gunsteling porseleinbeker gehad. En toe breek die beker op 'n kop. Daai se beker breek. En dis sy gunsteling duursame porseleinbeker. En hy vra sy slim vakmanne. Hy vra sy slim vakmanne en hy sê, julle moet hierdie beker regmaak. Dis nie sommer net 'n beker nie. Dis myne. En hulle vat lijm en hulle maak dit en hulle kom agter hulle kan dit nie regkry nie. Daar bly krake. En hulle besluit hulle gaan die beker stuur na China toe. Daar waar hy vervaardig is, daai ouens moet hom regmaak. En hulle maak hom reg en stuur terug en is nie lekker reggemaak nie. Is nog nie mooi nie. Yoshimasa gaan nie tevrede wees met hierdie beker nie. En toe sê een van hulle, kom ons vat lijm en ons meng dit met fyn goudskaafsels. En toe lyk die beker wat gebreek is. Daai lijmmerkies was daar. En die Japaneese se leier was so beïndruk, so lui die verhaal, dat hy gesê het, hierdie nuwe beker wat julle gemaak het, sê hulle sê nuwe beker is jou ou wat ons hy sê, maar dit lyk soos 'n nuwe een en hy selfs mooier as my geliefde beker wat gebreek het. En die verhaal lei verder dat hy het uitgeroep, gebrokenheid is nie die einde nie. En nou kan jy die preek maar verder self maak. Nee, kan nie. Ek gaan dit vir u maak. Hierdie is 'n teorie van 'n Japanees
Gebrokenheid is nie die einde nie, en die teorie wat ontstaan het, is 'n teorie wat bepaal, in plaas van om seer weg te steek, beklemtoon dit met iets mooier. Yes, dis mooi. In plaas van om seer weg te steek, om die gebrokenheid weg te steek, beklemtoon dit met iets mooier. Porseleinbeker wat met goud heel gemaak is selfs mooier as die oorspronklike. Het hierdie Japaneese leier gesê, as jy dit meng met die volmaakte, dan raak die gebrokenheid iets met 'n nuwe begin. Iets mooi. Het jy hierdie teorie gehoor uit 2 Korintiërs 4 en 5? Sê dit, gaan ek dit nou vir u sê. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, gebrokenheid beteken, ons is uiterlik besig om te vergaan. One and all of us. Uiterlik besig om te vergaan. Vers 17 praat van swaar kry. Keramiek wat breek. Kristal wat breek, maak nou nie saak hoe die swaar kry, 'n aardse tentwoning wat afgebreek word. Die liggaamlike wat sterf. Maar as dit breek en dit bly so, het jy moeilikheid. Maar dit hoef nie so te bly nie, jy kan dit oordek, jy kan dit meng en heel maak met die volmaakte. Want 2 Korintiërs sê, daar's 'n vaste gebou in die hemel wat vir ons wag, wat hierdie tydelike tentwoning wil oordek. Hoor u? Gebrokenheid is nie die einde. Wanneer gebrokenheid met die volmaakte meng, is dit selfs mooier. Heerliker en uitsonderliker as die oorspronklike. 'n Nuwe kunsvorm, 'n nuwe begin. In hierdie geval ook gebrokenheid. Ja, wat jy beleef in die afgelope tyd. Gebreekte keramiek. Afgetakelde liggaam. Nie meer onthou nie. Nie meer loop nie. Dan die ou loune man afgetakel. Tot jy die volmaakte bring en dit hierdie afgetakelde laat oordek. Die goddelike volmaakte, die drie enige God in sy heerlikheid oor haar bring 'n nuwe begin. Hoe meer gaan nou hierdie met respek sê, dat sy selfs mooier is as wat ons sal onthou. Dis wat die Bybel sê. Dis wat die beeld sê. Haar gebrokenheid was nie die einde nie. Haar vergeet, haar sterwe was nie die einde nie. As dit oordek word, het die volmaakte. En nou moet ons mooi verstaan en vir mekaar sê, wat is die volmaakte? Anders werk hierdie teorie nie. Rukkie gelede was dit Vrystaatse Sinode, jy weet dalk almal, julle dominees was daar, 149 gemeentes bymekaar, ons praat oor allerlei sake en allerlei goed, maar 'n sinode is nie net sake waaroor ons verskil nie, 'n sinode is ook 'n plek waar daar geestelike input gegee word. En so reël hulle vir ons, 'n man met die naam van Connie Burger, die van julle wat ouer is, sal weet dat Connie was 'n vorige moderator van die NG Kerk. Hy kom praat met ons op die sinode oor wie is God. Hy konfronteer 'n dominee na 40 jaar se verkondiging, se besig wees met, konfronteer hy ons, wie is God. Nou die van die wat nie vir Connie ken nie, kom ek sê gou, Connie is 'n skrywer van talle boeke, maar hy het gespesialiseer in gemeentebou, hoe gemeentes moet funksioneer om God te eer. Connie sê, hy het afgetree, en hy moes 70 jaar oud word, vele boeke later, voordat hy besef het, ek moet nie meer boeke oor gemeente skryf nie. Ek moet boeke skryf oor God.
oor wie is God. Sy nuutste boek so terloops gaan oor die Heilige Gees, deel van die drie-enige God. Want toe sê hy, hoekom sê ek dit? Drie-enige God, toe sê Connie, ons verhewe so God as Vader. Dis mos, hy is die Vader. En ons verhewe Jesus Christus as verlosser, en dan draai alles vir ons rondom verlossing in Christus, en dit is mos nou so. Hy sê, dan praat ons so nou en dan oor die Heilige Gees, is tyd dat ons meer oor die Heilige Gees begin praat, sê hy. Hy sê, maar ons moet eintlik meer begin praat oor God se driedubbele seën. Vader, Seun en Heilige Gees het 'n invloed in ons lewens. Ons moet 'n driedubbele dankbaarheid hê oor wat God in ons lewens doen. Dis nie dankbaar oor wat, ja, maar ek my vrou weggevat en my ouma weggevat. Daai God het in Christus Jesus die antwoord gebring vir mense wat sterf, solank hulle in hom sterf. En die Gees, Johannes 16, sal julle in die volle waarheid lei. Kom ons steek nie net vas by een persoon van die drie-eenheid. Al drie is ons nou belangrik. Kon nie sê wel, hy sê as jy nou een moet kies, dan kies hy Jesus as die verlosser. Hy sê, maar ek wil nie kies nie, want al drie is belangrik. Vader, Seun en Heilige Gees. Die driedubbele seën van God. Nie seun van God, nie seën van God, liefde van God, deur homself as Vader, deur Jesus en deur die Gees. Dis die volmaakte oomheer wat Tannie Ilona gehaat het. Nie gehaat soos in nie van liefhees nie, gehaat het, she had it. In Christus. Lees saam met my. Die gebrokenheid wat met die volmaakte meng. Daarom is ons altyd vol moed, want hy wat ons vir die oorgang voorberei, onthou Connie se teorie van die drie-eenheid, is God. En hy wil vir ons lei deur sy Gees, as waarborg het hy ons die Gees gegee, want ons lewe deur geloof in Christus en nie deur sien. Hoorie, wat is dan die Ilona se behoud? In haar gebrokenheid, in haar sy die drie-enige God in sy volle. Vra my, ons het daaroor gepraat. Ons het daaroor gepraat. Sy het dit geken. Tannie Ilona is vandag, kyk my gesigsuitdrukking, 'n nuwe mens. Want sy is selfs beter as die vorige weergawe van haar nou. Hoekom? Haar tentwoning is weg, dit is afgebreek, die gebrokenheid, want sy het nou 'n vaste struktuur in die hemel, en ons het 'n driedubbele dankbaarheid teenoor God en Jesus en die Gees, dat hulle haar sal begelei. God het ons so gemaak. Christus het ons so hervorm, en die Gees bevestig dit elke dag. Gebrokenheid is nie die einde nie. As dit met die volmaakte meng. Hoor jy ons troos? Hoor jy ons troos? As die gebrokenheid met die volmaakte meng, dan begin dit 'n nuwe begin. Ons is hartseer oor die krake. Ons is hartseer oor wat gebeur het. Ons het gebrokenheid. Maar kan ek vir julle sê, ons moet vanoggend as gelowiges jubelend en juigend wees, want sy's nie in die drie-enige God. 'n Nuwe begin. In God drie-enige het 'n paar dae gelede begin. Geestelike kindsoekie. Geestelike goue laswerk. In God drie-enig. Dit is baie mooi as dit wat ons beleef. En ons troos is, as die drie-enige God ingryp, in ons gebreekte bekers, in ons gebreekte lewens, in ons wat jou omstandighede ook al is, as die volmaakte drie-enige God ingryp in ons stikkendheid, in ons hartseer, dan is die uiteinde goed. Ek ken nou te veel van nie. Ek ken al te veel van, jy het iemand verloor en jy het iemand verloor en hulle het vir ons vooruit gegaan en jy het iemand verloor. Daar sit twee langs mekaar wat al twee hulle mans verloor het.
hulle wat weg is beter af as ooit, as dit in Christus is, en dis ons troos rondom Tannie Eilona. 'n laaste sin, 'n laaste gedagte vir ons wat agterbly. Laat ons die geestelike kintsugi nie 'n Japaneese ding maak nie, maar dat ons dit beoefen in ons lewens, nie net vir 'n oorgang as ons die dag doodgaan nie, maar 'n geestelike volmaakte meng in ons gebrokenheid nou reeds, altyd en oral hierso vir ons lewens. Dan sal dit ook 'n troos wees vir ons mense eendag as hierdie ons beurt is. Die uitdaging vir ons wat agterbly is om ons gebrokenheid so te lewe dat dit voortdurend meng met die volmaakte Vader, Seun en Heilige Gees. Want kan ek maar vir u sê, op gesag van die woord, dan sal die uiteinde goed wees. Sorry as jy dit nie het nie. As jy dit nog nie het nie, kry dit gou. Kry gou die verlossing in Christus, sodat ons kan lewe, 'n lewe ver beter as waarin ons gewoond is. Hoe meer so gaan dink, Piet en John gaan dink aan ma, gaan dink aan jou vrou, gaan dink aan ouma, gaan dink aan ons vriendin, ons buurvrou en so. God sê, dan wil jy nou dink, in my ver beter. Maar dan moet dit in my wees. Ons almal se tye stap aan. Ons almal se lewens kom een of ander tyd tot 'n einde. Mag dit 'n einde wees, maar nie 'n einde nie. Net 'n oorgang, omdat dit deur die volmaakte aangelank is hier. Meer, dit is my troos vir julle, want dit is my troos vir my. Ek en Elmarie sit baie daaroor en praat. Sê nou maar een van ons bly agter, sê nou maar een. Kan ek julle maar vra om met julle mense te gaan praat? Kan ek julle maar vra om te gaan praat met julle mense of hulle sake met die Here reg is? Ek hou te veel begrafnisse, waar mense nie weet of die oorledene se saak met die Here reg was nie. En dan huil hulle nie net nie, hulle ween. Maar ek hou gelukkig genoeg begrafnisse van mense wat hartseer is, en wat huil, want is 'n geliefde wat weg is. Maar dis nie soos mense sonder hoop nie, want hulle weet, want hulle het gepraat en hulle het gevra. Dis nie gemaak. Alles ons gebroken. Mag dit vir elkeen van ons waar wees. Kom ons buig die woord. Here, maak dit nou stil in ons harte. Vat wat Lorrie gesê het nou op die agtergrond. En kom deur u Gees, asseblief. En kom sê maar sy krom woorde op 'n reguit manier in elke hart vanoggend. Beginnende by hom Jurg, by Pieter Maxie, en by John Erda, en by Jurgie hier, by Pieter Oorsee, en by hulle familie en vriende en al. Here, wees met ons besig. Here, wees asseblief met ons. Nee, Lorrie, jy bid verkeerd. Here, dankie dat u met ons besig is. Maak ons geloofsoogies oop. Ons geloofsoortjies oop, dat ons u sal sien en sal hoor. Soos wat u hier aan ons openbaar, as Vader, Seun en Heilige Gees, met 'n driedubbele troos, met 'n driedubbele dankbaarheid, met 'n driedubbele seën vir elkeen van ons. Ons is nie net maar armsalige sondaar mense nie. Ons is vrygekooptes. God het dit so bepaal. Jesus het dit kom bevestig en die Gees herinner ons daaraan. En daarom ons se sterwe van 'n gelowige, net 'n oorgang. Maak vir ons heel in U. Dankie dat ons eendag heel en volmaak in U kan wees, terwyl ons nou nog hier in die tydelike lewe. Seën ons tot eer van U naam asseblief. Amen.
Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied en ek herinner u net weer, dis almal baie hartlik welkom in die saal. Net hierna dat ons daar ook met mekaar gesellig kan verkeer. Gesellig? Klink dit soos 'n troue? Nee, dis 'n begrafnis, maar ons kan met vreugde ook met mekaar daar. En daarom kan ons ook 'n vreugdeslied sing. Ons gaan nou afsluit met die lied wat gelowiges sing as 'n oorwinning. Ongelowiges sê, hoor jy, onthou julle daar's iemand dood. As iemand ons sê ons onthou dit goed, maar ons jubel en juig in die drie enige God omdat dit net 'n oorgang was. Ek sien in my gees die glorie. Bessie, asseblief kom ons staan. Vriende, geen magiese krag in hierdie hande nie. So as u wil en u wil u hand op iemand voor u of langs u se skouer sit, ek dwing niemand nie, dan doen nie dit, want ek wil graag myne hier op hom Heer se skouer sit. As ons vir mekaar die seën van die Here toebid. Heer, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, met oom, met jou familie, met vriende, met medegelowiges wees. En daarom, vriende, die drie enige God is daar om ons heel te maak. Dis volmaakter as wat ons ooit kan dink. Moenie dit onderskat nie. Seën. Vrede. Thank you.